ek weet, Werner het vir Zander gesê, want Zander hy's 'n ongelooflike mens, hy het vir Werner gaan net mooi met hom gepraat voor ons eerste seisoen toe, het hom gesê ek het baie respek vir jou vrou en vir jou, en ek sal altyd dat veilig gevoel, dis baie, baie mooi wat hy gedoen het, en ek weet Werner het bietjie met hom gesels, ek weet nie wat hy als vir hom gesê het nie, maar hy het so geëindig met, doen wat jy moet doen dit goed, maar as jy het geniet is al moeilikheid. Welkom terug op Marula Media se stoep vir nog 'n stoepkuier. Hierdie keer saam met die een en enigste Marijke Koetser. Welkom by ons. Dankie, lekker om weer te kuier op die mooi stoep. So ek wil eintlik met jou gesels oor babas en slaapterapie, maar ek gaan dit nou eers een kant toe skuif. Ek wil net so 'n bietjie gesels oor jou karakter in diepe waters en wat 'n mooi woord om te gebruik. Kontroversie. Ek wou ook nou gesê het kontroversie. Rondom jou romanse. Wat sal mens dit noem? Soos 'n Ja, dit is oggendmiddagromanse. daai's 'n kom ons sê net romanse. Romanse. Ja, tussen die twee. Wat het jy gedink toe jy daai teks die eerste keer lees wat wys, okay, goed, jou karakter, hierdie is nou die pad wat sy gaan stap. Ja, ek was senuweeagtig vir 'n paar redes. Nommer 1, dis 'n 18 jaar verskil tussen die ouderdom van Marco en Renay. Zander wat Marco speel is 25, ek is 43, so dit is reeds 'n groot ouderdomsgaping. Ek dink my bekommernis en senuweeagtheid het gekom waar, hoe gaan die skrywers hierdie motiveer? Was my bekommernis as Marijke, want vir Renay om verlief te raak op iemand baie jonger as hy, spesifiek iemand wat amper haar seun se ouderdom is. So ek was bekommerd, hoe gaan hierdie uitbeeld, hoe gaan die storie vertolk word en wat is die motivering daar agter? En toe ek die teks lees en ons begin dit skietelik begin agterkom, dis eintlik baie mooi geskryf. Toe raak ek rustig daaroor en ek en Zander is baie goeie vriende, ons is kollegas, hy's 'n ongelooflike akteur, ongelooflike mens en ons het regtig hierdie storielyn gevat en is ons eie gemaak en ons het gekommunikeer daaroor en voor elke toneel gepraat en ek dink ons het 'n baie mooi storie vertel oor wat gebeur het. Ek meen sulke goed gebeur in die werklike lewe. Hoekom is dit altyd so verkeerd wanneer dit die man is wat jonger as die vrou, waar ons gereeld sien dat dit andersom is. Maar mens kan ook altyd liefde kies en ek dink vir hierdie twee karakters, Renay het dit gebed van die begin af soos nee en hy het aangehou en op die einde van die dag het sy nou net ingegee te besef, "Sjoe, dis iets in hom wat haar trigger." Ja, toe gebeur dit. Die vonkie het gespat. En hoe reageer die kykers daarop? Is hulle agter hierdie verhouding of is daar maar nog steeds 'n bietjie van 'n teenkanting? Baie interessante vraag, maar eerlik opinie, ek weet nie. Ek kry gereeld oproepe en onderhoude waar mense my spesifiek vra wat dink ek van die gehoor se reaksie. Ek gaan nie op sosiale media om te kyk nie. Ek kies om nie te weet nie. Ek vertolk 'n karakter, dis nie my eie kapasiteit nie. Ek is Marijke wat Marijke se klere uittrek en ek trek Renay se klere aan. Ek word Renay en ek vertolk 'n karakter. En ongelukkig sukkel baie mense om die karakter van die mens te skei. En ek word baie geboelie op sosiale media. En mense gaan baie keer baie verder as jou karakter. Hulle gaan dan persoonlik vir Marijke aanval. En ek kies waar ek ook my energie na toe vat. So as iemand my wil sleg sien op sosiale media, jy het jou eie opinie, jy is geregtig daarop. Ek kies om dit nie te lees nie. So op hierdie stadium weet ek nie wat op sosiale media aangaan nie en dit affekteer my nie want ek is daar om my werk te doen. Solank ek my werk doen, die beste wat ek kan en 'n storie vertel en in 'n karakter inklim en lewe daarin blaas, het ek my werk gedoen. Die res is almal se eie opinie. Is dit 'n keuse wat jy gemaak het vroeër in jou loopbaan? Was daar 'n stadium wat jy meer gekyk het wat op sosiale media aangaan? Moes jy in 'n stadium vir jouself sê, hierdie is nie goed vir my of dit my geluk, my verhouding, my huis, dat ek hierdie goed lees wat mense oor my skryf? Absoluut. Veral met getroud met rugby se dae. Ek was 12 jaar, amper 14 jaar deel van getroud met rugby en as jong akteur destyds, wil mens sien wat dink die mense van jou en jy het bietjie daai behoefte, die mense moet van jou hou en die oomblik wat jy 'n karakter vertolk of 'n storielyn vertolk wat die mense nie van hou nie, affekteer dit jou as akteur. So op 'n baie jong ouderdom het ek besluit om nie te kyk wat sê mense van my karakter nie, want ek voel amper dan wil jy die audience please. Ek is daar nie as Marijke en ek speel 'n karakter. So ek het op jong ouderdom besluit ek gaan nie kyk nie, want ek het in my persoonlike kapasiteit kry ek nog steeds baie aanvalle. As ek 'n video post of foto post oor 'n borg, 'n klereborg of oor iets wat ek borg of geborg word, dan sal mense nog steeds kommentaar lewer en dan moet ek gaan kyk want baie keer vra mense waar kan ek hierdie bestel of waar kan ek dit kry of as ek my praatjies adverteer. So ek moet die comments gaan lees as ek iets persoonlik post om te kyk wie dit vra en dan slip daar gereeld ietsie in waar dames oor die algemeen vir my baie sleg is, dis vrouens wat dan lelike goed sal sê soos
jy weet, jou hare, dit, so dan word ek persoonlik aangeval, en daar's lelike goed wat gesê word, dat ek nie altyd verstaan hoekom dit nodig is, dat jy dit op 'n publieke platform moet sê nie. Maar hoekom is hulle so kwaad vir jou? Ek kan dit nie, soos wat jy nou hier voor my sit, is jy 'n verskriklike aangename mens, so wat veroorsaak die woede wat hulle moet uitspreek op sosiale media? Ek dink baie keer hurt people, is nogal 'n sê ding, maar ook, as daar iets in jou eie lewe is wat jy nie altyd meer gemaklik is of meer gelukkig is nie, is jy geneig tot om ander mense dalk af te breek op iets wat jy nie van hou nie, wat vir jou mooi is nie, net om jouself te laat beter voel. Maar ek dink ook altyd, dit sê baie meer van die persoon wat so kommentaar lewer as oor die persoon oor wie hulle dit sê. So dit sê baie meer van jou, oor jou karakter, as jy voel jy wil my boelie op sosiale media of iets lelik sê vir my. So, ons gaan terug na die ou tyd waar mense al sê, jy niks mooi om te sê nie, bly eerder stil of scroll verby, dis onnodig. Nie elke situasie het 'n reaksie nodig nie. Is jou man ook so? Is hy ook iemand wat wegbly van daai tipe kommentaar af? Soveel meer as ek. Baie meer as ek. Werner sy stel nie belang in, so hy kry vreeslik baie boodskap, hy gaan kyk nie altyd eers na die boodskap nie. So ons kies nogals om dit een kant te hou. Ek gaan bitter min op sosiale media, ek gaan net om my goeders te post, ek scroll nie. Ek gaan kyk nie wat aangaan daar nie, ek kies om, daar's soveel mooi goeders in die lewe as sosiale media. Ja, ek gaan stap eerder spandeer tyd met my gesin. Is dit vir jou lekker om saam met hom te werk aan Diepe Waters? Baie. Ons het ontmoet as vriende in getroud met rugby. Toe word ons beste vriende en toe raak ons verlief. So ons ken. Ek is so romantic in my hart, so dis net vir my pragtig. Ons ken net saam werk, saam wees, saam gym, saam leef, saam alles. So vir ons werk dit. En toe getroud met rugby klaar maak en hy beweeg aan na Diepe Waters toe en ek het nie 'n rol daar gekry nie. Het ek FOMO gehad en was vir ons vreemd, ewe skielik om te gaan van soveel jare saam werk, saam woon, saam alles. Jy's in die dag opstel en ek doen my eie besigheid en dit werk vir ons, is lekker, maar ons ook 'n mooi balans van, is nou 'n bietjie jou tyd alleen saam met jou pelle of jy doen jou ding en ek hou daarvan om te lees en bietjie weg te tree en dan connect ons weer wanneer ons mekaar weer sien. So wat ook gehelp het met die storielyn is, omdat hy akteur ook is, hy's ook in die bedryf, kon ons gesels daaroor. Ons kon onsself skei as man en vrou vir 10 minute en praat as beste maatjies oor my storielyn met die Marco en Renay storielyn waar hy vir my kon raad gee. En dis lekker, want as jy nie in die industrie is nie en jy verstaan die tegniese aspek agter intimasie, soos die tegniese deel van watter kant, wie soen watter kant, en waarheen draai jy jou kop en wat gebeur volgende. Mens dink dis hierdie ongelooflike beautiful romantiese toneel wat die post-editing baie mooi maak. Maar in die oomblik wanneer jy dit skiet, is dit alles behalwe romanties. Daar's soveel mense wat om jou staan en kyk, soos nou almal kyk vir ons en staar vir ons en jy moet weet watter kant moet jou neus wees en wat sê jy volgende. Daar's baie tegniese goeders. So jy dink nie aan romansie nie. Ek weet nie hoe soen Zander en dat kan nie onthou nie, want ek het meer gefokus op wat ek volgende moet doen en watter kant my neus moet wees. So dis so tegnies en so fake amper, maar dan ons werk is om dit romanties te laat lyk. So dis lekker met Werner te kon gesels oor dit en hy kom my raad gee as sy ervaring. So dit werk vir ons. Ek het al gehoor dat van die regte romantiese soene wat regtig baie, as die Engelse woord kan gebruik, steamy is eintlik glad nie. Dis eintlik baie sleg om aan daai persoon te soen, want dit is so tegnies om hoe jy moet draai, hoe jou kop moet hou, dat dit mooi lyk en mooi vertoon, want wat lekker voel, dit klink verskriklik om te sê wat lekker voel, vertoon nie reg op die skerm nie, dis my nogal daar's soveel oë wat op jou is in die oomblik wanneer jy dit skiet. Dit lyk dalk soos 'n aandtoneel. Kyk, dis nooit maklik nie. Ek gaan eerlik met jou wees, ek is al hoeveel jare in hierdie bedryf. Ek sal meer as 20 jaar akteer. Dit word nie maklik nie, dis ook nie 'n lekker ding om te doen. Dis nie vir my lekker om 'n ander man te soen nie. Ek wil my eie man soen. Maar my karakter en die storielyn vereis dat ek nou 'n verhouding het met iemand en dis my werk. So ek klim in daai kapasiteit en dis 'n currency wat jy speel. Emosie, soen, verlief, kwaad, huil, dis alles 'n currency. So wat word van my verwag vandag? Ek moet hierdie doen, gaan die beste doen wat ek kan en dan gaan ek huis toe, na my gesin toe. So mens moet die twee kant skei. Ek dink nou, as ek nou moet dink aan jou en Werner by die huis, sit julle ooit op die bank of in die bed, julle soos lees lyne vir mekaar, oefen 'n paar soene. Ek trap, maar oefen julle lyne saam en speel teenoor mekaar by die huis. Ons het bitter min tonele saam, so wanneer ons wel 'n toneel saam het, dan is dit lekker. Dan is ons saam. Maar ons karakters is nie altyd mal oor mekaar nie. Wat ons al baie keer gedoen het, net vir die fun, net om te kyk hoe goed ken jy jou woorde. Dan hy sy teks, ek het my teks en hy het 'n toneel met Mandy en ek het 'n toneel met Gys. En dan ek sê my lyn vir hom, hy sê sy lyn vir, maar die toneel niks mekaar te doen nie. So jy gaan jy sê letterlik jou lyn, ek sê my lyn en niks wat ons sê maak sin nie. So mense wat van die buitekant af inkyk, wonder waaroor praat hierdie twee, maar dis iets lekker wat ons baie keer sal doen, net vir die pret. Maar nie, ons oefen nie soene op mekaar nie. Daai bly op die vloer waar dit hoort in die studio, opstel. En jy kom nie huis toe en jy bring dit saam nie.
Ek weet, Werner het vir Zander gesê, want Zander hy's 'n ongelooflike mens, hy het vir Werner gaan net mooi met hom gepraat voor ons eerste seisoen toe, het hom gesê ek het baie respek vir jou vrou en vir jou, en ek sal altyd dat veilig gevoel, dis baie mooi wat hy gedoen het, en ek weet Werner het bietjie met hom gesels, ek weet nie wat hy al vir hom gesê het nie, maar hy het so geëindig met, doen wat jy moet doen dit goed, maar as jy dit geniet is al moeilikheid. Dis 'n goeie waarskuwing, dis 'n goeie moet waarskuwing. dit geniet nie. En dan gaan nie kan weghardloop nie, want hulle werk saam. Werner gaan voor my gaan hom jag. Ek wil so 'n bietjie aanbeweeg na die slaapterapie vir die mense daar buite. Jy het klasse wat jy aanbied daarin, 'n besigheid wat jy daar rondom gebou het. So vertel ons net 'n bietjie meer oor wat dit is en hoekom jy besluit het om dit te doen. Ek is 'n slaapkonsultant, so ek is internasionaal gesertifiseer as 'n slaapkonsultant vir babas, kleuters, jong kinders. Ek doen dit al vir 6 jaar en ek is absoluut verslot by wetenskap van slaap. So ek het dit gaan studeer. My eie ek en Werner se dogtertjie Leila het nie geslaap vir die eerste 10 maande van haar lewe nie en ons ook nie. En ons het 'n program met haar toegepas en toe slaap sy weer op aand 1 en toe het ek my fascinasie vir slaap en hoekom dit werk net begin. En ek dink baie mense het 'n wanpersepsie, die woord sleep training. Ek haat daai woord. Ek noem myself nie 'n sleep trainer nie. Ek is 'n slaapcoach, 'n slaapkonsultant, want al wat sleep training basies is om jou baba of jou kleuter te leer om self aan die slaap te raak met jou hulp, met jou comfort, jy's daar, jy's deel van die proses, en dan op die einde van die dag, wil ons sê die sleep cycles met hulle kan aan mekaar sit, want ons almal het 'n sleep cycle van, kom ons sê tussen 60 en 90 minute, en tussen elke sleep cycle word ons so 'n bietjie wakker, en dan gaan jy in die volgende sleep cycle in. Ons as volwassenes word wakker tydens elke sleep cycle, maar ons het geleer om onsself weer aan die slaap te maak. 'n Babatjie kan nie noodwendig dit toepas nie. Hulle weet nie hoe om van die een sleep cycle na die volgende te gaan nie. En dis wat ek doen. Ek leer hulle hoe om van die een sleep cycle net na die volgende te gaan. En dis wanneer daai magic begin van deurslaapaande. Nou, ek het laas jaar my studies klaar gemaak as 'n volwasse slaapcoach. Ook nou werk ek met alle ouderdomme en ek het 'n fascinasie vir slaap en hoekom dit alles beïnvloed van jou temperament, van jou immuunstelsel, jou groei, jou breinontwikkeling, jou hormone, jou metabolisme. Alles begin by slaap. Selfs couples wat sukkel om swanger te raak. Mense is so geneig om vinnig te gaan vir IVF of ander hulp, maar as dokters net baie keer vir die mammas of die pappas sê, kyk na jou slaap eers, want alles begin by slaap, die hoeveelheid wat jy slaap, die kwaliteit van jou slaap, dan alles kom in plek dan. So ek het 'n fascinasie vir slaap en ek het verder studeer breinontwikkeling en dan kombineer ek alles met slaap, breinontwikkeling, child behavior en natuurlik vir ons as volwassenes om goed en goeie kwaliteit slaap in te kry. Want daar's soveel goed wat geaffekteer word wanneer 'n man of 'n vrou minder as 6 ure slaap. Ongelukkig, dis baie goeders wat van jou immuunstelsel, jou breinontwikkeling, jou groei wat geaffekteer word as jy te min slaap. Ek voel dan moet nou so edit ingewerk word, soos die bomme so bars in my kop. Bel vir my. So, hoe kan volwassenes hierby baat? Want uiteraard verstaan ons 'n baba se slaappatrone en hoekom hulle hulp nodig het met slaap, maar weet 'n volwassene, ons is so geneig om te dink, ag, ons is okay, ons slaap genoeg. Maar hoe sal hulle dan nou baat by iemand soos jy wat hulle leer hoe om behoorlik te slaap? Ek sê altyd 'n baba wat nie goed slaap nie, word 'n kleuter wat nie goed slaap nie, word 'n jong kind en later 'n volwassene wat nie goed slaap nie. So meeste volwassenes waarmee ek werk, of jy nou 50 is en of jy 80 is en of jy 20 is, wat sukkel om te slaap. As ons gaan backtrack en ons vra hulle maar, hoe het jy geslaap as kind? Dan sê die ouers, nee, jy het geslaap toe jy 'n baba was nie. So dis hoekom so belangrik is as jy 'n babatjie by die huis het, mamas wat nie goed slaap nie, dat ons inspring so gou as moontlik, want ongelukkig as jy as kind nie goed slaap nie, gaan jy heel moontlik as volwassene nie goed slaap. Nou alles gaan oor assosiasies. Baie van die volwassenes waarmee ek werk en hulle sê vir my ek sukkel om te slaap, dan sal ek eerstens vra my, wat doen jy as jy in die bed klim? Dan sê hulle vir my, ek kyk bietjie Facebook op my foon of my tablet of my TV aan, ek gaan met 'n koppie koffie bed toe en 'n muffin of 'n pakkie chips. Nou, as jy daai wat beteken daai kyk? Daarom doen ek nie die koffie of die sweets in die bed nie, maar die Facebook of maar die foon of die tablet, die sosiale media. Nou, jou brein assosieer jou bed met alles behalwe slaap. So ek kyk na 'n volwassene se dagroetine. Het jy oefening ingekry? Wat het jy geëet 3 uur voor gaan jy slaap? Wat doen jy voordat jy gaan slaap? Hoeveel skermtyd het jy voor jy gaan slaap? Het jy 'n winding down? Het jy 'n roetine wat jy doen voor jy gaan slaap? En hoe lank vat jy om aan die slaap te raak? Normaalweg 25 minute is normaal om aan die slaap te raak. Nou, jy lê vir 3 ure en jy kan nie in slaap raak nie. Dan help ek jou, wat moet jy doen? So ek doen 'n 21 dag program met volwassenes, dat ons net weer die assosiasie reg kry van jou brein met jou bed assosieer met slaap, met niks anders nie. So ek kyk dan na jou hele nag ook, wat doen jy as jy wakker word? Hoe lank bly jy wakker en hoe gaan dit jou help om weer aan die slaap te raak?
Ek voel hierdie hele video gaan net ek is met my oë so vir jou trek. Ek love hierdie reaksie. Hierdie is vir baie interessant. Dit Dus is dit is interessant, interessant om te ja. weet hoeveel van 'n impak dit eintlik op jou algemene stelsel kan hê Presies. as jy nie genoeg slaap nie. Te min slaap ongelukkig van die neeweffekte later Alzheimer's is in jou direkte konnotasie as jy nie genoeg slaap en dit begin by jou brein wat nie genoeg afskakel genoeg slaap inkry nie. Alzheimer's, daar's soveel ander goeters, beroertes, hartaanvalle. Mens besef nie dit begin by slaap nie. Het jy dalk soos 'n suksesverhaal wat jy kan deel met een van jou kliënte wat of 'n volwassene of 'n kind of 'n baba wat regtig gesukkel het? Ek het as ek baie kort ek driekies vinnig gaan opneem, ek het 'n 18 maande ou babatjie gehelp. Op 18 maande ouderdom het hy 'n liter melk elke aand gedrink deur die aand. 8 bottels melk, jy het reg gehoor, 'n liter melk. 8 bottels melk deur die aand want hy het in die begin van die aand met 'n bottel aan die slaap geraak. So sy brein assosieer slaap met melk. Dan het hy elke uur wakker geword, weer 'n bottel gevat, melk klaar gedrink. So op aand 1 het ons die bottels weggevat, aand 2 toe slaap hy weer vir die eerste keer in 18 maande. So dit kan gedoen word. Ek het 'n dogtertjie gehelp wat ook 18 maande was op dieselfde ouderdom wat 'n kankerpasiëntjie was. Sy's nou skoon van kanker, baie dankbaar daarvoor en ek doen tuisbesoek, so ek was by hulle huis gewees want wanneer daar enige mediese oorsake is of kondisies is, moet ons kyk na trauma en dat ons seker maak sy huil nie. So hy huil haarself nie aan die slaap nie, so belangrik dat hulle nie aan die slaap gehuil moet word nie. En dis hoekom ek daai benadering doen met die cried out method nie. En die pragtige dogtertjie het na 'n week het sy begin deurslaap, 10 tot 12 ure deurslaap en dit het haar baie gehelp. En dan die eerste volwassene waarmee ek gewerk het was 'n dame met 'n paar uitdagings van slaapapnee tot depressie tot insomnia. So sy het baie goedjies gehad. Man wat snork, 2 kindertjies. Ek het die kindertjies gesleep en toe het ons haar uitgesorteer en net deur 'n pad tot 'n stap vir 2 weke, as amper 3 weke, het sy slaapvaardighede geleer. Sy kon soveel van die goedjies waarmee sy gesukkel het, kon sy uiteindelik breek en sy slaap baie beter as in die begin nog nie heeltemal soos ons wil hê sy moet nie, want man lief snork nog verskriklik lank so. En ons uitdagings, Dit kom net. Ja. My man weet nou al as hy so 'n tikkie kry dan net so 'n bietjie. knor hy en dan draai hy om. Ek het nog As nooit hy slaap goed is nie, kan mens net dat toets of die Ek of haar kyk slaap nie, op ek nie. klap net. So elleboogie dan weet hy. Kreppels. Letterlik. Ou kom. Dis nou tyd. Dis nou Draai. tyd. Draai. Draai. Net ter afsluiting, is daar enige wanpersepsies oor, ek wil nou die Engelse woord gebruik, sleep training. Baie mense dink dalk jy los net die kind en jy weet die kind nou met dit aangaan. So wat is van daai wanpersepsies rondom dit? Ek dink ons het groot geword miskien met 'n generasie van ouers en spesifiek hulle generasie van ouers van hoekom betaal jy iemand om jou kind te leer slaap? Ons het dit nie gedoen toe jy 'n baba was nie, ek het jou neergelê of jy het bo op my geslaap en jy het geslaap. Hoekom is daai deesdae hierdie goeters? So in Suid-Afrika is sleep training nog 'n baie nuwe ding. Oorsee, veral Australië en Amerika, is dit amper non-negotiable. Die oomblik wat daai kleintjie van hospitaal af huis toe gaan, begin die ouers met 'n program. So slaap is 'n biologiese mensereg. Jy verdien slaap, jou baba verdien slaap. So sleep training dink ek het 'n negatiewe konnotasie of 'n wanpersepsie vir spesifiek in Suid-Afrika want ouers is oningelig. En dis hoekom ek myself nie 'n sleep trainer noem nie. Ek noem myself 'n sleep coach want dit is vir my 'n sagter benadering. So jy kry jou 3 verskillende opsies. Jy kry die Ferber method. Nou die Ferber method dis Dr. Richard Ferber. Natuurlik moes ek sy werk studeer toe ek voorberei het en toe ek gestudeer het vir 'n slaapkonsultant. Nou die Ferber method, baie ouers dink of baie mense dink dit is die cried out method. Dit is glad nie. Die Ferber method is wat jy vir kort rukkies los vir 1 tot 3 minute. Wat jy los en dan gaan jy weer in. So jy gaan heeltyd in en uit. So die Ferber method is nie 'n wrede metode nie. Dan kry jy die cried out method, die extinction method. Dat ek glad nie mee saamstem, ek doen dit ook glad. Waar jy die kleintjie letterlik los, my hart, jou babatjie neerlê in die kot, wegstap en môreoggend eers gaan incheck. En dit beteken hulle huil hulle self letterlik aan die slaap. Met die brein wat ek studeer, ons babas word met 2 vrese gebore. 'n Vrees om abandoned te word en 'n vrees om te val. So nou jou babatjie, daar's 'n rede hoekom jou babatjie huil. Nou as ons al die boksies tik van hulle is nie honger nie, die doek is skoon, hulle kry nie koud nie, al die goedjies wat mense nou eers sal kyk. As hulle dan nog steeds wakker word, dan gaan ons 'n bietjie dieper kyk. So was baba dalk oormoeg geweest. Was bedtyd te vroeg of te laat. So dan kyk mens na al die ander goeders. Nou die metode wat ek volg is die gentle method, waar jy of met 'n stoel reg langs babatjie sit en dan elke paar aande skuif jy 'n bietjie verder weg of jy's in die kamer en jy gebruik jou hande, jou gentle touch. So mens moet 'n beheer vind. Dit is soos 'n vaardigheid om fiets te leer ry. Ons kinders word nie gebore om te vaardig om fiets te leer ry nie. Jou verantwoordelikheid as ouer is om jou kind te ondersteun, te leer fietsry. Dit gaan 'n paar dae of paar weke vat voor hulle daai vaardigheid bemeester. Selfs met slaap. Ons verantwoordelikheid as ouers is om seker te maak jou babatjie is gevoed,
warm, veilige slaapomgewing baie belangrik en om te weet jou babatjie weet jy is geliefd, mamma of pappa is hier by jou. Maar daai laaste tree van my oogies toemaak en aan die slaap raak is iets wat hulle kan leer, dis 'n vaardigheid met jou daar by hulle. So ek volg 'n baie gentle benadering. Dit vat baie keer 'n bietjie langer waar ek weer die crowd out method van 3 aande en dan as jou kind gesleep train, maar ek is nie bereid om vir 3 aande enige ouer te vra om jou kind te los nie. Ek persoonlik het dit self nie gedoen, ek stem netjie saam met die metode nie. So die wanpersepsie kom waar ouers nie altyd seker is wat doen en is hierdie regtig nodig. En wanneer 'n ouer swanger is en vriende sê hoorie vir die volgende 2 jaar gaan jy nie slaap nie. Dis normaal, dis oukei. Ek stem nie saam daarmee nie. Slaap is 'n biologiese mensereg. Jou kind verdien slaap. So ons kan hulle leer van 'n baie jong ouderdom af om aan die slaap te raak met jou hulp. En dan net as iemand nou hierdie kyk en dink, ek het dit nodig, my kind het dit nodig, my man het dit nodig. Hoe kan hulle met jou in kontak tree? MC Sleep Consulting. So dis www.mc vir Marijke Koetser sleepconsulting.com of my telefoonnommer, hulle kan vir my direk 'n boodskap stuur en ek doen gewoonlik 'n gratis 15 minute konsultasie oproep waar ek die ouers bel 0792597388. Daar sê daai het julle dit nou kry genoeg slaap in. Baie dankie dat jy by ons kom kuier het. Julle kan meer lees op marlamedia.co.za. Lekker dag.